balanceer. En kom so, as so stilstaan. Ek weet, ek wys as ek praat, so ek weet nie of ek stilstaan. Okay. So, ons praat oor sielsbande. En voordat ek wil begin, wil ek net vir julle eers vra dat ons 4 beginsels in gedagte sal hou, voordat ons enigstens gaan begin praat oor sielsbande. En soos ons deur hierdie journey gaan om dit te verstaan, wil ek vra dat julle net hierdie 4 in gedagte sal hou. So die heel eerste ene is spesifiek 1 Korintiërs 9 vers 24. En ek gaan dit net saam lees. So dit sê, weet julle dan nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan sodat julle die prys kan wen. So wat ons sien hierso, Paulus sê, daar is 'n wedloop, en wat hy doen is, hy is besig om 'n vergelyking te tref tussen die wedloop van 'n atleet en die wedloop van ons as mense op hierdie aarde. En hy sê, as jy hierdie wedloop hardloop, gaan daar seker, is nie soos 'n atleet, gaan daar hekkies wees, daar gaan sekere uitdagings wees in jou lewe, maar weet jy wat? Hardloop die goeie reis en maak hom klaar. En so gaan ons ook uitdagings sê, hy waarsku ons daarvoor. Dan die volgende is Johannes 10 vers 10, waar hy sê, 'n dief kom en hy kom slag en hy kom steel en hy wil kom roof van jou, maar ek kom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. So wat hy sê hierso is, wees verseker, wees gewaarsku, daar is 'n vyand wat gaan kom en hy gaan probeer om te roof en te steel van jou. Nou, nee? Ja, dis so kom. Okay. Die volgende is Efesiërs 6 vers 12. Hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So wat hy vir ons sê, Paulus sê vir ons, onthou nou, daar's 2 wêrelde. Hy sê, daar's 'n geestelike wêreld en 'n vleeslike wêreld. Die vleeslike wêreld is dit wat ons hierso sien, sit ons hier almal. Maar daar's 'n geesteswêreld ook wat hy sê, wat God ons oor vir ons toegemaak het. En daai geesteswêreld sê, onthou daar bestaan 2. Okay. So as iemand nou met jou beklei, weet nou net, moenie teen die vlees veg nie. As jy oorwinning in die gees gaan kry, gaan jy hom in die vlees kry. Dan 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of besef julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. So wat Paulus hierso sê is, julle Heilige Gees woon in ons. En as Heilige Gees in jou woon, weet verseker, dat jou liggaam moet jy mooi na kyk, want jy is 'n tempel van die Here. Goed, so voordat ek aangaan, wil ek net eers gou vra, en ek sê altyd in die klas, julle wees braaf, al is jy verkeerd, ten minste was jy braaf gewees. Wil jy net nou die ou langs jou vra, wat dink jy is sielsbande? Hoe verstaan jy is sielsbande? Wat dink jy is? Ek gaan vir julle net so 'n minuut gee, dan praat julle gou met mekaar. En julle dalk het sommer nou maar 3 geklim wat vir my, so ek gaan net som met julle lees. Die eerste een sê, a soul tie is the knitting together of one person's soul with the soul of another, which can be a wonderful blessing in a godly relationship or cause terrible destruction if made with the wrong person. Of die ander een sê, a soul tie is a linkage in the soul realm between 2 people. It links their souls together, which can bring forth both beneficial results or negative results. En die laaste ene, a spiritual connection between 2 people who have been physically intimate
with each other, or who have had an intense emotional or spiritual association or relationship. Goed, so wat ons nou sien as ons net hierna kyk, dan dit lyk nogals daar is 'n samebinding van siele in die gees. Okay? Dit is as ek nou hierna kyk. En ek wil net vir julle sê, as ons kyk na 'n saadhuis, dan is sielsbande, dan is daar verskillende sielsbande. Daar is positief, ons by eers daarby, positiewe sielsbande en negatiewe sielsbande. Negatiewe sielsbande is wanneer jy in 'n verhouding is en jy word geïntimideer, jy word gemanipuleer, dit voel half asof jy word abused, daar is valse intensies in hierdie verhouding. Dan onderskei ons ook tussen geestelike sielsbande, emosionele sielsbande en seksuele sielsbande. En ek wil net by 'n oomblik stil staan oor hoe word ongesonde sielsbande dan gevorm. Nou, voordat ek dit begin, moet ek nou net eers, want ek gaan nou 'n bietjie prakties vir julle voorbeeld gee. So rukkie terug was Timothy Kieswetter hierso gewees. En ietsie wat hy gesê het is, hulle albei seksuoloë in die huis. En hy het gesê, jong, die probleem wat hulle toe nou gehad het, is die klein dogtertjie van hulle, of die kleintjie van hulle, is toe nou by die skool en die kind sê seks. En sy sê, hulle bel en sê nou, maar hoe kan, die kind is so klein, waar kom die kind nou weer? En toe besef hulle, maar hulle kan nou nie verwys meer na dit nie. Want jy weet, 'n baba, kind is veronderstel om te sê mamma of pappa of tata, jy weet, nou kom hulle nou met die woord seksie, so dit is net nie kosher. So hulle gaan vanaf suiker sê. Okay, so vanaand praat ons suiker. Okay, so nou, as ons praat van hoe word ongesonde sielsbande gevorm, dan praat ons van ongesonde sielsbande as die volgende. Enerzijds kan dit wees dat jy is in 'n abusive relationship. Ekskuus my Engels en Afrikaans, ek gaan probeer om dit suiwer Afrikaans te hou. Jy's in 'n ongesonde, misbruikte verhouding en dit is waar dit dan kom. Dit kan verbaal wees, dit kan fisies wees, of dit kan net emosioneel wees waar jy so afgetakel wees. Die ander ene is wanneer jy in 'n buiteegtelike verhouding is. Nou kom ons raak prakties. Dis nou waar daai ou by die werk, hy raak nou heavy en hy ruik so lekker en sy klere is altyd so netjies en of die tannie hierlangs aan my buurvrou, begin nou baie mooi. En sy is baie mooier as die tannie wat by die huis lê, so by ons. En naderhand begin ons koffie drink en ons 'n noue verband wat met ons gevorm word, en voor jy weet sy kraak. Of die ander ene is dan so buiteegtelike, wanneer jy 'n seksuele verhouding het buite die huwelik. Dit kan ook gebeur. So, goed, so die Bybel praat nie van die woord sielsbande nie. Jy sal dit nie kry in die Bybel nie. Maar wat dit wel van praat is, dat daar 'n samekoms van die vlees is, 2 word 1 in die vlees, en dan praat hy ook van knitting together. So wat ek wil net prakties wees, weet jy hoe werk dit baie, 'n man en vrou sal byvoorbeeld soos 'n magneet aan mekaar getrek word. Maar dieselfde sal ook wees dat 'n man en 'n vrou in 'n huwelik is en hy slaan vir haar verskriklik. En dan gebeur dit dat jy sal sê, man, los hom. Dis mos nou net common sense. En daai persoon kan nie. En sy word heeltyd weer terug na daai persoon. En ons kan dit nie verstaan. Hoe kan jy so slaan, maar jy gaan elke keer terug? Dan is dit daai sielsband. Okay. So, ek gaan net na die volgende ene toe. Wat ek wil doen is, ek wil hê ons moet gaan kyk in die Bybel. Waar is dit, Maria, as jy hier goed sê, waar staan dit dan prakties in die Bybel? Voel ek, kyk hier af. So die eerste een is in Rut. Ek wil dit net lees saam met julle. Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van jou weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. En waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Dis Rut 1 vers 14 tot 17. So wat ons sien is Naomi die 2 skoondogters gehad, Orpa en Rut. En weet jy,
vaderland toe, my geboorteland. En as ek teruggaan, wil ek hê julle moet teruggaan na julle huise toe, na julle families toe, dat julle weer kan trou en 'n lewe kan hê. En ons sien dat Orpa het teruggegaan. Maar Ruth het besluit nie, ek gaan nie. En sy het vasgevang. En jy kan sien, daar sy het 'n eed gemaak en sy het gesê, ek sal sterf waar u sterf. En waar jy gaan, sal ek gaan. En die God is my God. Die tweede ene is, die groot getal van gelowiges wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het net sy goed vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Handelinge 4 vers 32. So wat ons sien is, ek praat hier so met in Korinthe, het al die gelowiges tot bekering gekom. En wat hulle gedoen het, is hulle het dit nie net meer vir hulle self gehou nie. Hulle het besluit, weet jy wat, kom ons verkoop ons goed en ons verdeel dit, dat almal dieselfde het. Ek voel elke keer soos 'n cheerleader as ek die knoppie druk en ek verander. Die volgende is 1 Samuel 18 vers 1. Julle sal sien, ek het hom uit die King James Version gevat. En dit sê, the soul of Jonathan was knitted with the soul of David, and Jonathan loved him as he loved his own son. So wat ons sien is, Jonathan het so diep verhouding met David gehad, dat hy as Jonathan vir David so lief gehad het, soos wat hy homself lief gehad het. Die volgende is, and don't you realize, ek het hom uit die Life Application Study Bible gevat, and don't you realize that if a man joins himself with a prostitute, he will become one body with her. For the scripture says, the one are united into one. Okay, in Korintiërs 6 vers 16. Ek dink dit is verselfsprekend. Okay, ek sê julle wil ek met julle verduidelik. Dan die laaste een is, daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. En dis Matteus 19 vers 5. So wat ons sien hier is dat daar is 'n man en vrou wat trou en hulle word een, nie? Hulle word een. Dit is daai samevoeging, daai samebinding. Goed. So ek dink nee, die Here is nou reël om nou dink. Ek dink die Here het nog gedink, weet jy wat? Op witte brood gaan hier regtig 'n taai wees tussen hierdie twee mense. En as hulle by die huis kom, nee, dan gaan daar telefoonrekeninge wees en water en ligte rekeninge en kinders moet groot gemaak word en ouer aande en dan gaan crazy seisoene wees in hulle lewe. Maar hierdie verbinding wat tussen hulle is, gaan hulle laat deurkom deur moeilike situasies. Goed, dan weet jy, wat ons dan sien is, wanneer jy in 'n ongesonde verhouding is, dan sal seker goed wat gebeur. En ek wil net met julle praat, dit is omtrent hoe dit voel. Okay? En ek weet nie of daar van julle is wat gaan assosieer of kan identifiseer met wat ek sê nie, maar wanneer dinge nie wel is in jou emosies nie, en jy deur trauma is, en jy deur 'n moeilike tyd in jou lewe gaan, weet jy, dan voel dit asof jy is regtig nie lus vir iemand nie. En die tweede ding is, jy's moeg. Jy gaan slaap moeg, jy gaan staan moeg op. En dit voel asof, dit is nie 'n slaap moeg nie, dit is binne in jou gebeente hierdie moegheid. En dis my snaaks, laasweek toe ek ry werk, toe hoor ek op die nuus, praat hulle van Stanford University is nou besig om navorsing te doen om uit te vind, waarom is dit dat daar meer en meer mense is wat gediagnoseer word met kroniese uitputtingssyndroom. En ek dink regtig dat hierdie is van die goed wat 'n bydra het tot dit, dat jy net moeg is die hele tyd en jy het ook nie 'n oplossing vir dit. Geen pilletjie, geen slaap, niks kan dit maak nie, want dit is hierdie seer aan jou binnekant. So, die eerste ene is, jy voel die mekaar. En wanneer jy buite God se wil is, weet jy, dan kom die Heilige Gees en hy sê vir jou, nee, pas op, wees versigtig. En nou wat gebeur is, jou emosies sê vir jou een ding, nee? En aan die ander kant sê jou Gees vir jou ander ding, en daar is verwarring. En God werk nie in verwarring nie. Hy werk werklik in vrede. En wat jy dan doen, dan vat ons die besluite. Hierdie onwyse besluite
En dan is dit net een ding wat na die ander ding gaan. Die volgende een is ellendig. Jy voel net totally ellendig. En wanneer jy in God se wil en plan vir jou lewe is, weet jy dan, maak nie saak wat die bruggies is en die middels is wat kom in jou lewe nie, jy gaan okay wees om dit te hanteer. Dan die ander ene is, wanneer jy so ellendig voel, dan is dit soos, dit is hier in jou binnekant. Dit is soos jy pyn en seer in jou binnekant het. En jy voel so magteloos, want jy het regtig nie 'n oplossing vir hierdie probleem wat jy face nie. En wanneer jy ook so magteloos voel, dan soms voel jy so disgusted met jouself, van wat het jy nou weer aangevang? Jy het al geprobeer om oor hierdie ding te kom, en pragtig het jy dit nou weer gedoen. En weet jy, dan is dit gewoonlik 'n teken om te weet, die vyand probeer nou vir jou, daai Johannes 10:10 wat ek gelees het, van jou te kom roof en steel. En die ander ene is, wanneer jou gedagtes, dit voel asof jou gedagtes is gepynig. En dit is wanneer jy, as God vir jou kom guide en ons luister na hom, dan het jy net vrede. Jy weet, dit is daai vrede wat verstand te bowe gaan. En wat nou gebeur is, hulle in die oude wat hulle gepraat van 'n grammofoonplaat, maar ek het miskien gaan julle nou nie lekker weet waarvan ek praat nie. So miskien moet ek praat van soos 'n CD of so iets, nee. Maar dit is asof jy dit oor en oor in jou kop afspeel. En jy hardloop deur hierdie scenario, miskien moes ek dit gesê het. Nee, miskien moes ek nie daarna toe gegaan het nie. En dit is asof daai trauma's in jou brein vasgeplant, en jy sien oor en oor dieselfde prentjie afspeel. Nou baie keer is ons ongehoorsaam aan die Here. En waarom sou dit, jy weet, ek wag dit hoekom raak ons ongehoorsaam aan die Here? En een van die redes is regtig, jy weet, ons weet nie, dan voel ons glo regtig, jy weet, ons kan die Here se stem hoor nie. En as jy nie die Here se stem kan hoor, dan bel ek nou vir Sunny. Ek sê, Sunny, wat sê jy? Of Jolandi, en ek sê, Jolandi, wat dink jy? En weet jy hoeveel keer het mense my al gebel en vra hulle vir my advies? Dan skiep ek ook maar so in die heetbyt nie, want ek weet ook nie lekker nie. En dan help ek hulle nog verder. Maar God weet die beste vir ons. Dan, die ander ding is, jy voel nogal gemaklik waar jy is. En dit is vir jou beste bang om hy stap uit te vat. En met die seer wat hier in die binneste is, word het half soos 'n comfort zone vir jou. En baie keer vir ons ook, whatever, ons sal sien waar jy in hierdie ding gaan loop oor, wat God waak en oor God sal. So, wat ek wil doen is, ek wil nou regtig oor 'n sensitiewe ding praat wat deel van Salthuis is. En ek wil eers weer 'n skrif lees. Dis Matteus 5:28. Matteus 5:28 sê, en julle sal sien, ek het net 2 ingesit, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Of, I say, but I say to you, that everyone who so much as looks at a woman with an evil desire for her has already committed adultery with her in his own heart. Okay. So, daar is een van die mees vinnig groeiende verslawing onder ons tieners. En ek dink ook onder die jong mense, en jy weet, as hy verslawing gaan, dan sê tot jy seker in die graf klim, as jy nie na die Here toe dit bring om jy los te maak af van nie. Maar dit is regtig een van die mees vinnig groeiende verslawings, en dit is pornografie. So, dis een van daai goed, nee. Jy sit daar, en dan het jy nou dit gedoen, en dan probeer jy dit wegsteek, en dan voel jy skuldig, en dan voel ek delete, en dan is het nou klaar gedoen nie, en dan kom die vyand, en hy kom klaar jou aan. So, wat die probleem is met pornografie ook, dit brand in jou brein. As jy met ouens praat, en dan is genuine eerlik met jou, dan sal hy sê, Tannie, dis die waarheid. En, weet julle wat, met pornografie is die ding so. Jy kan hom maklik wegsteek, niemand gaan dit weet nie. Dit is een van die goed wat jy, dit is 24/7 beskikbaar. En dan kry jy nog vrye data ook, en jy kan sommer daar in jou sitkamer of in jou kamer sit, en weet jy wat, niemand sal weet nie. Jy lyk dieselfde, jy ruik dieselfde, jy loop, jy slinger nie, of jy ruik jou asem ruik snaaks nie, so jy is fyn.
Nou, wat die probleem is dit gebeur hier in die binnekant. Dis nie aan die buitekant, dit gebeur hier in jou binneste. En weet jy, ek het 'n baie interessante navorsing teëgekom, waar hulle sê, wanneer jy heroïne gebruik, heroïne is een van die mees verslawendste dwelmmiddels. Nee? Iemand wat regtig dan betrokke was of jou sê, vir jou gou groot daai. En heroïne kan jy iemand in 'n rehab sit vir 'n jaar lank en dit is uit sy bloedstroom uit. Maar met pornografie sê die mediese het hulle bewys dat dit is die mees skadelikste, dodelikste verslawing wat jy kan kry. Fisies die mees verslawendste. En ek gaan vir julle nou verduidelik hoekom. So die mediese praat ook van 'n hormone cocktail. En ek sal nou vir julle net 'n bietjie vinnig deur dit vat. Maar God se woord sê vlug. As die ding kom, vlug daarvan. Okay? En is my snaaks, ek sien die Griekse woord verwys na fornication as pornea. So dit kom weer terug. En weet julle, ek kan net vir jou sê, God wil nie dat jy moet, hy wil jou beskerm. Dis nie dat hy wil sê, ag jy kan nou niks meer doen nie hoor. En jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dit doen glad nie. Hy wil jou beskerm en hy weet wat gaan dit doen aan jou. En soos ek sê, dit is alles wat hier in die binnekant gebeur. So ek gaan nou my bes te doen om julle deur hierdie te praat, maar ek het 'n paar volonteërs gevra. Ek wil dit net vir julle uitbeeld, want onthou julle, ons het net in Efesiërs gesien, Efesiërs 6, het ons gesê, hoe dit lyk. In die oog kan ons dit nie sien nie, maar hoe lyk dit in die gees? En julle, daar's baie ouens wat by my kom sit, wat vir my sê, kan nie, ek was in 'n diep verhouding met iemand. Weet jy, dit is jare lank, maar ek kan nie die loskom van 'n verhouding nie. En dan is daar 'n sielspan. So ek gaan dit vir julle probeer verduidelik. Ek het regtig vir Abba Vader gevra, Here, hoe verduidelik ek hierdie ding? Hoe, en dit het net in my gees geval, so ek gaan, sal julle opkom, wat ek gevra het. Ek weet nou nie, of julle het gesien, dan maar ek sal, so.
Wieso sy 2 keer gekyk? Sy. Goed. Dankie. Okay. En Andrei en Laura, en ek sit hierdie voorbeeld om die bloed van die lam, dat dit nou glad nie so sal wees nie. Breek hulle verhouding. En Laura gaan nou met Dirk uit. Wie sal sy sal? Wie sal nie lekker uit? So, vir daai kant aan. Goed. En nou, ek moet met my vliegjes. Oei, dit is... Goed. Ja, was ek nou met jou nie. Ok, Jan? Janie? Hy kyk kom. Waar is hy? Cindy? Nee? Kom. En Tinus? Is die nieuwe kerel. Hy kom dit dan. Ok. Ek wil hê jy moet net sien wat is besig om te gebeur. Ag, ek het sommer nou net iets uitgedink. Maar ek wil hê julle moet sien dat hulle is so in die gees aan mekaar gebind. Dis nie iets wat ons sien en ek het al baie mense deur gebed gevat. Wat vir my gesê het, Jesus Maria, nou verstaan ek waaroor dit gaan. Nadat dit gebeur het, voor die tyd het hulle nie geweet wat hulle tref nie, hulle het nie geweet wat aangaan nie, maar na die tyd toe hulle loskom, toe sê hulle, "Sja, ek het besef, dit was my eye-opener." Okay, so, dankie dat julle wol kom oefen het. Ek het vir julle iets gebring, net daar agter. Kan ek vir julle dan kan maar los. Julle kan maar die chop los en dan kan ek net vir elkeen iets gee net om dankie te sê vir julle braafheid. En los. So wat ons gesê het, is dat God het gesê vlug daarvan, wanneer jy in 'n verhouding kom, weet jy net in jou hart sê, hierdie ding is, dit maak my meer seer as wat dit konstruktief is. En ek wil net gaan na die volgende gedeelte toe. So onthou julle ek het gesê die medici, so dis nie Maria nie, het regtig bewys dat daar is, wanneer iemand pornografie kyk, dis hoekom dit die mees skadelikste is. As jy heroïne gebruik, is daar hormoon wat afgeskei word en daar is 'n haai. Maar wanneer jy pornografie kyk, dan is dit soos hierdie hormoon cocktail. Dis waarvan hulle praat, hormoon cocktail. En ewe skielik word al hierdie goed vrygestel. Maar die probleem is, dit begin dat jy het 'n fotootjie op jou foon, né? En nou, die volgende oomblik, dan is dit ook nou nie meer 'n kick nie, né? Dan het jy softporn. En dan gaan jy na kortpunt. Maar daai ding moet heeltyd meer en meer, sodat jy dieselfde uitgang en dieselfde gevoel kry. So, hier is die hormone cocktail. Ek vir julle, wees beïndruk, daai mannetjie draai, ek is baie trots op myself. So, ek weet nie hoe duidelik is dit nie, maar die heel eerste een is dopamien. Nou, dopamien word vrygestel, wanneer daar intimiteit is, dan word dopamien vrygestel. Die tweede ene is, ek gaan hom hierso van norepinefrine. En dit is wanneer 'n hormoon dis meer word in jou emosionele brein vrygestel. So dit is wanneer jy weet daai ding van, ek gaan vir jou geskenk gee, en jy daar afwagting, ek wonder wat gaan dit wees. Net daar's 'n verrassing. En die ander ene is, en weet jy, as jy met ouens praat wat in alkoholisme betrokke was of dwelms, en hulle is op pad om daai dwelm te gaan koop of om te gaan drink, dan proe hulle dit. Daai afwagting van wat gaan gebeur.
Die volgende is oksitose, en dit is, hulle praat ook van 'n love bonding hormone. En dit is wanneer onder andere, wanneer 'n ma en 'n pa daai babatjie vir die eerste keer vashou. En jy het die baba hier teen jou bors en daar's nie daai koneksie, daai love bonding wat plaasvind. En dit is ook, die girls is baie daarmee, ek weet nie van die seuns, maar dit is ook die eerste keer toe hy my hand vat. Of die eerste keer toe hy my gesoen het. Want weet jy, dis daai ding wat hier in jou gedagtes bly. Dan die volgende ene is endorfien. En endorfien is 'n hormoon wat pyn verlig in jou liggaam. Okay? En jy voel jy beter. En die laaste ene is serotonien. Serotonien laat jou ontspan en kalm voel. Nou, wanneer jy, ekskuus tog julle, pornografie kyk, dan word al hierdie gelyk vrygestel. En tussen kom jy en voel, wow, ek voel genuen beter. So wat ek wil doen is, ek wil julle net prakties wys, hoe lyk hierdie in 'n persoon se lewe? Goed, so heel eerste, voel jy sleg. En julle kan dit nou nie mooi sien, maar dit is soos 'n hele siklus wat hardloop die hele tyd. Jy voel sleg, en jy voel daar's net geen uitweg nie. En in jou desperaatheid, en ek het al baie gehoor dat ouens vir my gesê, ek sê, maar moet jy geweet, dan sê jy maar my maatjie het vir my gesê. Nee? So, as 'n oplossing, raak hulle betrokke in 'n verslawing. En vir die gesprek van vanaand is dit 'n pornografie. En daai verslawing kan jy nie help nie. En jy voel, nadat jy dit gedoen het, pornografie gekyk het, dan voel jy beter, want al die hormoonkoktail het ons nog gerelease, en jy voel kalmer, jy voel net, alles is beter. Pyn, weet jy geen pyn nie, en nou, as jy klaar is, dan kom jy vyand. En jy het laas, weet jy, vir jouself beloof, ek sal dit nooit weer doen nie. Nee? Ek gaan dit nooit weer doen nie, ek is klaar nie, en nou het ek het vragtig weer gedoen. Nee, en jy is vies vir jouself, en jy, op die oomblik terug het jy beter gevoel, maar dan kom maar ek dink, waar is daai knoppie dat ek om delete, laat niemand kan sien wat ek gedoen nie, en jy voel so skuldig. En wat dan gebeur is, jy wil in isolasie wees. Jy wil liewer in jou kamer gaan lê, jy wil nie by mense wees nie. En dan voel jy voel so ver van God af. En dan, wanneer jy na God toe nader, en jy maak jou oë toe om te bid, dan kom hy tannies waarna jy gekyk het nie, of hy bond. Dis nie ouens wat bond kyk nie, dis meisies ook. Dan kom hy images van daai goed wat in jou brein aangebrand het, kom terug. En dan val jy in depressie. En daai depressie is net weer. En dan, wanneer jy so depressief is, dan, julle, baie, het al vir my gesê, maar ek gaan selfmoord pleeg. Ek kan nie meer met hierdie ding saamleef nie, ek kan dit nie doen nie. Selfmoord moet 'n opsie wees. En dan voel jy weer sleg. En dan begin jy weer met jou verslawing. En dit is 'n siklus wat aanhou en aanhou en aanhou. En soos ek gesê het, elke keer moet jy bietjie meer doen, bietjie dieper gaan, om net dieselfde uit te kry. Maar, ek het nie verseker op jou. So as jy vanaand hier sit, en jy besef, ja Maria, ek het jy nie geweet van hierdie goed nie. En ek het nie besef, nee man, ek het nie besef dat dit aan my doen nie. Nou erken ek dit wat met my gebeur het. Dan wil ek vir jou sê, daar is 'n oplossing. Maar die probleem wat ons met Christendom, en jy weet wat ons het vandag is, mense doen dit lekker as verder. Of hulle doen net wat vir my die beste voel. Maar dit is nie noodwendig die beste vir jou nie, wat vir jou gesond is nie. En God het gesê, soek alleroor eers die koninkryk van God en die res sal vir jou toegevoeg word. En veral Jesus het, wat hy op aarde was, het hy gesê, weet jy wat? Ek gee vir jou dood of lewe, maar ek sê vir jou kies lewe. En dis hoekom Jesus vir ons gesterf het, is sodat jy 'n lewe kan hê en 'n lewe in oorvloed. En as jy hier sit vanaand en weet jy wat, julle ek is anders nie, ek weet ek is anders, want ek sien daar's nooit 'n beter tyd as nou nie. Nooit 'n beter tyd as, want ek weet wat gaan gebeur. As jy by die huis kom net, dan sit Facebook, WhatsApp, kos maak,
kinders, ek weet, e-mails, meetings, en daai goeders, wat ons so besig hou. So ek sê altyd, doen dit nou, hanteer hom nou, maak klaar met hom, voor jy aanbeweeg. En ek wil vir jou nooi, as jy vasgevang is in hierdie ding, en het voel vir jou, jy stap so deur die lewe, dis nie hoe die Here wil hê jy moet lewe nie. Hy wil hê jy moet regtig inner peace hê. Kom praat met my. Okay? Annie en Margaret, wil julle nie net gaan opstaan nie? Hulle verstaan waaroor dit gaan. Hulle kan saam met julle ook bid. So julle kan na my toe kom, Annie of Margaret. Hulle verstaan waaroor dit gaan. En dan, ja, dan sien jy anders, nee, as jy uitgaan en dan loop jy in oorwinning. Okay. Asseblief, moenie gaan en met hierdie ding deur die loop en dat die vyand van jou kom steel nie. Want Jesus Christus het aan die kruis van Golgotha gesterf, sodat ons 'n lewe kan hê. En dat ons 'n lewe in oorvloed kan hê en nie onder die vyand se juk hoef te loop nie. So ek kan vir ons net bid, waarom is dit okay? Goed.